Goeiedag aan al ons tieners en ouers, en sommer net almal wat saam met ons Team Talk kyk. Ons is bevoorreg genoeg om vandag ons tweede episode te skiet. Team Talk is 'n gespreksforum vir jong mense. Die gedagte is dat ons ouer generasie bietjie sit om 'n tafel met tieners en net bietjie by mekaar oor en weer te leer oor sekere temas. Verlede week het ons die tema skool getackle, so gaan kyk gerus bietjie op YouTube daarvoor. En vandag tackle ons die tema vriende. Nou dis 'n baie belangrike ding vir enige tiener is sy vriende, so vandag tackle ons daai belangrike issue. Net voor ons aangaan en ek almal gaan voorstel, wil ek net vinnig noem, ons het al die nodige sanitasie dinge gedoen om te verseker almal is veilig hier teenwoordig, so net ter wille van die statistiek daarvan. Goed, so, ons het verlede week vir RB gehad, julle ken hom, Vicky was ook verlede weekie, julle ken haar, en dan het ons 'n nuwe gesig hier vandag, Carla. So baie welkom by ons Carla. Ons sien uit om saam met jou te gesels vandag. Hallo Dominicus, baie lekker om jou ook weer hier te hê. Great, so, ons tema is vriende, en kom ons val met die deur in die huis met die eerste vraag, en die eerste vraag is, wat maak 'n goeie vriend of 'n vriendin? Vir my, goeie vriende, 'n beste vriend vir my is iemand wat net lekker saam kan lag. Ek word altyd net iemand wat saam met my kan lag en grappies maak. Maar as iemand wat vir my luister, is iemand wat my bystaan wanneer ek moeilike tye het en iemand wat saam met my sal celebrate wanneer ek goeie tye het. Okay, ja, ek sal net daar wees, wanneer alles is luister en net daar sal wees vir jou in 'n slegte tye en nie iets oor hulle maak. Ja, ek verstaan, ja. Oh, cool. Ja, 'n vriend wat by jou is en jy gee in jou slegte tye, jy sal celebrate as jy iets gedoen het, soos 'n goeie punt gekry het of byvoorbeeld, of by jou sal wees wanneer jy in jou laagste is. Okay. En dan die teenoorgestelde van daai vraag is, wat maak dan 'n slegte vriend of 'n vriendin? As iemand sleg praat van iemand anders. Okay, yes. Ja. Hoekom sê jy so, Carla? Want ek voel net, dis nie respek, dis nie soos goeie respek as van 'n vriend nie, en soos, persoonlik ek hou nie daarvan as iemand sleg praat van enigiemand nie. Dit wys net van wat 'n persoon hulle dalk sal wees. Yes. Okay. Ja nee, ek stem saam, vir my is dit ook 'n slegte vriend is iemand wat nie die vreugde in die lewe kan sien. My vriende moet my help opbou, moet help saam met my lag en net die goeie goed raak sien. Maar jy kry mense wat baie sukkel om die goeie en die mooi in die lewe raak te sien. En dit kan 'n mens net dreineer en dit werk nie vir my. Okay, ek dink dis 'n valid punt. Die volgende vraag wat ek dan nou sal wil vra is, wat is dan nou julle kriteria wanneer julle dan 'n vriende kies? Watse tipe persoon sal julle as vriende kies? Ek sal soos iemand kies wat ander mense, veral ou mense met respek behandel, want dan dit wys vir jou hulle waardes en hoe hulle groot gemaak is. Ja. Net weer eens vriendelik. Okay. Kort en kragtig. Ja. Vir my is dis iemand wat dieselfde as ek is, iemand wat lus is vir die lewe, wat waaghalsig is en wat net die lewe saam met sal geniet. Dis vir my wat my waardes ook deel, maar wat net saam met my dinge wil doen wat die lewe lekker maak. Yes. Ek het eendag gehoor hulle sê as jy goeie vriende wil hê, moet jy eers 'n goeie vriend wees. Nou hoe kan jy en ek goeie vriend wees vir iemand? Ek dink as jy hulle bystaan en hulle optel wanneer hulle in slegte tye is, om by hulle te wees en net te wys dat hulle altyd op jou kan vertrou. Okay. Ja, dis baie waar wat sy sê, jy moet net altyd daar wees. Jy hoef nie elke dag met hom te praat of te vra. Dit gaan nie elke dag oor hoe gaan dit en sulke vrae nie. Dit gaan maar net daai oomblik wanneer hulle jou regtig nodig het. Net om dan daar en alles. Ja, en dan net vir hulle daar te wees en nie net met een halwe oor te luister nie. Yes. Te wys jy gee om, jy wil hulle help, jy wil daar vir hulle wees. Okay. As die vriende iets wil doen of hulle het 'n keuse gemaak, dan sal jy net daar wees met hulle keuse en nie soos hulle judge met wat hulle wil doen. Yes. Ek dink is belangrik wat sy daar sê, dat 'n ou nie krappe sal kies nie. Want as jy top krappe in 'n emmer gooi, dan wil hulle uitklim, maar hulle kry nie uitgeklim nie, want daar's altyd een wat die ander een aftrek. En dis presies wat sy daar sê. Want kom ons wees maar eerlik met mekaar, selfs vriende is in kompetisie met mekaar, né? En gesonde kompetisie is reg. Ek bedoel, maar dit moet nie so wees dat jy die ander een wil aftrek.
Ek hou van wat jy sê. So is dit dan goed om jou bestie of jou BFF, soos wat hulle nou sê, jou beste vriend, die belangrikste persoon in jou lewe te maak, wat alles oorheers? Nee. Ek voel net nee, dit is nie reg, jy moet nie een mens jou hele lewe maak. Jy moet spasie maak vir verskeie verhoudings in jou lewe, met ouers, met ander vriende, met liefdesverhoudings. Jy moet kan versprei wees, sodat ook net as jy mense verander, jy kan dalk daai vriend verloor, en as jy dan daai mens verloor en jy dit jou alles gaan, dan het jy niks meer oor. Dan kan jy gebreek of depressief of hartseer wees en jy kan nie meer regkom nie, want jy jou een mens verloor. Ja, ek hou van wat jy sê. Carla? Nee, ek dink ook nie regtig om daai persoon jou hele ding te maak nie, want net nou verloor jy 'n vriendskap soos gesê, en dan dis net alles is net jy word depressief, net niemand meer nie. Even as ek wou kon ek nie, want die Here is my prioriteit. Hy leer my wat om te doen en hy is altyd daar en alles, en dan sal my ouers nou wees, en want hulle leer met my waardes, hulle maak my groot en hulle is ook altyd daar, maar ek sal nie sê dat jy jou vriend, jou beste vriendin jou alles goed maak. Ek wil aanhou by wat jy nou daar sê. Ek dink dis nie gesond ook nie, want ek dink geen mens op hierdie aarde gaan ooit die leemtes wat jy in jou het ten volle vervul. Nie eers jou meisie of jou vrou of jou man eendag. So ek glo ook dat dis gesond om balans te hê. Dis gesond om nie daai persoon alles te maak nie, want as daai persoon nou uit is, of jy gaan daai persoon in elk geval dan so leeg tap, dat daai persoon nie eens meer jou vriend sal kan wees nie. Want jy kan nie uit daai need uit daai persoon alles in jou lewe maak. Jy moet die balans hê, jy moet prioriteite hê van vir wie is ook vir jou belangrik en so. Ek dink dis gesond. Wat van jou hond? Jakob, jy moet so hond. Dit is 'n ander saak. Okay, so julle stem saam daar, dis goed om balans te hê. Wat 'n rol speel eerlikheid in vriendskap, dink julle? Eerlikheid is baie belangrik. Eerlikheid is regtig daai vertroue in 'n vriendskap is belangrik. So die oomblik as iemand daai vertroue breek, dit mense sukkel so om dit weer terug te kry. Jy kan jou hele lewe met daai mens eerlik wees en trou, maar daai een keer wat jy nie is, daai een keer wat daai vertroue verbreek word, dis baie moeilik om dit weer te herbou. So vir my is eerlikheid, dis regtig, ek bedoel nou nie 'n wit lentjie van ek het jou chocolate gesteel nie. Ek bedoel maar eerlikheid, veral wanneer jy mense ook jou beste vriende met die mense wat vir jou die mense is as jy kan sê jy is verkeerd wanneer jy verkeerd is. Hulle moenie net daar met 'n glimlag staan en maak of alles reg is. As hulle weet jy's verkeerd, dan moet hulle dit vir jou sê, want dis die mense wat jy moet reg. Ek hou daarvan. Carla? Ja, ek stem saam met dit. Ek sê ook soos RW, as iemand jou die eerste keer in die rug steek, jy gaan altyd twyfel, gaan hulle dit weer doen, kan jy hulle vertrou? So eerlikheid is vir my baie belangrik, en ook iets wat ek baie hoor is, hulle sê, trust takes years to build, but a second to break. So eerlikheid is baie belangrik. Okay, so actually beklei goeie vriende ook soms? Ja, of nie? En is dit dan die einde van die vriendskap, of gaan ons dan? Nee, dit is nie. Dit is soos ons laasweek selfs met daai werk gesê het. Dis alles 'n journey. Jy gaan nie as jy een keer, dis hoe Rocky gesê, gaan nie oor hoeveel keer jy geslaan kan word. Dit gaan oor die opstaan. So is dieselfde met 'n verhouding. Jy kan nie net as daar 'n klein klipie in iemand se skoen is nou eendag besluit, okay, daar's die verhouding verby nie. Want dan gaan jy moet bou. Dit word sterker met elke verskil in opinie. Partykeer met elke so dingetjie dit word sterker, dit word beter, jy leer van die ander. So, maar ja, beklei baie. Dit gebeur. Ek voel as jy ook beklei, dan kan dit dalk ook 'n goeie vriendskap sterker bou. Sterker maak, ja. Okay, ek hou daarvan. Ek hou van die gedagte dat jy maar hoe jy beklei is belangrik. Moet met respek wees, dink ek, want dit is wat maar ek dink in enige situasie, hoe ou beklei, behalwe as jy nou 'n verstokser is. Ja, dit is waar wat jy sê. Ek het ook nou eendag weer gelees waar hulle sê 'n verskil in opinie moenie altyd lei tot beklei. Mense moet kan kommunikeer en vir mekaar net sê hierdie is my opinie. Dis anders as jou. Dit beteken nie jy moet beklei daaroor of jy moet die ander ou weet van jou. Dit is okay om verskillende opinies te hê en dit net op 'n gesonde manier met mekaar te deel.
Ek dink dit is amper so wat ek ook verlede week gesê het. It's not either or, but it's maybe both and more. Om al twee se opinies te ag, het jy dalk 'n beter resultaat kry. Ek dink ook as jy soos beklei en dan is daar mense soos om jou, jy moet dit nie as 'n opportunity gebruik om jou vriend se secrets en alles te vertel en hulle af te breek. So jy moet nog steeds respek hê en ja, en ek dink elke mens verdien 'n tweede of 'n derde kans, is dit? Ja, definitief. Ja, veral as jy dit op die sosiale media gaan sit en sê, nou gaan ek jou wys. Ja. En as jy met 'n meisie beklei, want meisies onthou goed van 3 jaar terug. Jy kan nie nou sê so Geen kommentaar. vergeet van alles, maar Ja, jy moet dit as wat jy sê, Nou, ons kan nie oor vriende praat en nie oor groepsdruk praat nie. So, beleef julle as tieners huidiglik groepsdruk enigstens? Persoonlik nog nooit groepsdruk ervaar nie. Wow. ek het ook nog nooit, ek sou nie gelukkig is wat nog nooit groepsdruk ervaar het nie, maar dit is wel iets wat gebeur met vriende, veral die met 'n lae selfbeeld, maar dit gebeur, maar my vriende, hulle ken my waardes en hulle sal nie hulle manier op my afdoen nie, want ek sal dit nie systematies doen. Ek het al baie beleef. Ek het al regtig baie groepsdruk in my lewe beleef en ek moes al baie keer heeltemal nuwe vriende kies as gevolg van dit. En ek voel ook ek het al baie keer, ek kuier baie gereeld met mense wat baie ander waardes en ander gewoontes as ek het. En in die begin was dit 'n kwessie van hulle trek my elke aand om dieselfde goed te doen of op dieselfde manier te wees as wat hulle wil hê ek moet wees. En maar sodra jy daai mense, sodra jy begin goeie verhoudings met mense begin word en hulle ken jou, dan hulle begin jou aanvaar soos jy is. As jy begin 'n goeie vriend vir hulle wees, dan aanvaar hulle jou sonder dat jy daai goed hoef te doen. So dit is, so groepdruk dit is sleg en dit kan 'n mens heeltemal van jou waardes al wegvat. Ja. Maar as jy sterk staan in jou waardes, maar nog steeds, dit beteken nie jy moet lelik wees vir mense oor hulle manier van doen nie. As jy nog steeds 'n goeie vriend op jou manier vir hulle is, mense sien dit raak. En naderhand aanvaar hulle soos jy is, al is hulle nie dieselfde nie. Dis interessant. Vriende beïnvloed mekaar op een of ander manier. Dis gewoonlik of positief of dan nou negatief. Jy het nou die negatiewe kant al beleef. Julle het sê julle nou nog nie veel beleef nie, maar dink julle sal kan sterk staan teen en sê nee as iemand jou negatief beïnvloed? Ja, ek dink ek sal kan. Wat maak dat jy sal staan? Ek weet my werk en ek weet ek's beter as wat vriende vir my sê wat om te doen. So ek sal nie eintlik enigiets, ek sal nie noodwendig altyd ja sê vir alles nie. Yes. So dalk 'n gunsie of twee, dalk ja, maar Ek hou daarvan om te gee, ek het 'n baie sterk persoonlikheid en dat mense nie regtig oor my kan loop nie, maar ek sal nie kan sê nie want ek is nog nooit in daai so ek sal nie. Ek kan met baie vertroue sê, ek glo ek sal kan nee sê, want ek is al baie in 'n situasie wat ek moes nee sê en ek het. Ek het al baie met selfbeeld gesukkel in my lewe en toe het ek baie keer ja gesê vir goed wat ek nie moes ja sê nie. En ek het uit al my foute en uit ander gelede geleer. Ek het geleer hoe sleg dit is as jy net ja sê, want dit beteken eintlik niks vir mense nie. Soos ek sê, dit is vir my al meer beteken of vir ander mense meer beteken dat ek nee sê, maar nog steeds vir 'n goeie pel is. So ek het al geleer dat as jy nee sê, of hulle gaan sien wat 'n goeie pel is jy nog steeds met jou wil kuier, of dis slegte mense wat uit jou lewe uitgaan. So ek het deur ervaring en deur al 'n paar keer foute te maak, het ek geleer en nou weet ek dat as ek nou weer die geleentheid het, dan sal ek nee sê. Okay, so op daai noot miskien dalk net, wanneer is 'n goeie tyd om uit 'n vriendskap uit te klim? Ek sal sê wanneer dit toksies is, wanneer hulle jou aftrek en hulle breek jou selfbeeld af, hulle probeer, as hulle manier op jou probeer afdoen. Yes. Ja, ek stem so 'n bietjie. Nee, ek stem saam, dit is mense kan ook verander. Mense kan jy kan dalk mense dalk kan voorgee hulle is 'n goeie vriend en dan sodra jy dit weet leer ken, dan kom jy agter hulle waardes dalk nie self in die hulle kan 'n mens dringeer en jou afbreek soos wat jy nou gesê het. So ja, mense moet dis baie moeilik om te kan onderskei. Mense moet besluit jy moet jou goeie vriende hê wat beïnvloed hoe jy is en dan moet jy ook ander mense om jou hê want jy moet nie die Bybel sê ons moet nie net wegkeer van mense af met wie ons nie saam stem. Ons moet by hulle staan, ons moet hulle help as ons kan. 'n voorbeeld vir hulle is hulle juis optrek. Yes, en net soos ek sê, ek het al baie al beleef. Ek kan vriende wees met mense wat nie dieselfde waardes as ek het,
maar dit is nie my nabye vriende wat my beïnvloed. Dis maar net daar waar ek wil net met hulle goeie vriende, ek probeer vir hulle wys dat jy kan die lewe geniet sonder om so te wees. Ek hou nogal van wat hy sê, so jy het al vir jou vriende wat jy weet, is nie kan nie 'n goeie invloed op jou nie. So hulle is nie jou vriende na wie se invloed jy luister nie. Maar jou close vriende is die vir wie se invloed jy ook na luister. Ek hou baie van wat jy sê daar. Okay. So is dit alright om verskillende tipes vriende te hê? Of moet jy altyd dieselfde tipe vriende hê? Nee, ek dink dit is alright om ander vriende te hê, want soos mense verander, hulle word groot, jou prioriteite verander, julle het nie noodwendig dieselfde journey in die lewe nie, so dit is goed om verskillende vriende te hê. Ek voel jy kan ook baie verskillende goeders leer van ander vriende. Ek moet sê, ja, vir my was dit ook so, ek was vir baie lank in my lewe vriende met nogal 'n koelerige groepie, maar dan het ek ook weer so 'n uncool groepie vriende gehad. En ek was altyd geskeer tussen die twee, totdat ek eendag besef het, maar dit is okay om al twee as vriende te hê, en dit is nie verkeerd om net, jy moet verstaan, ek hoef nie net een te kies nie, ek kan al twee hê, dis alright. As jy kyk, maar is ryker, ja. As jy kyk Jesus se vriende, ja. Daai disippels, die seuns van die donder was daar tussenin. Is reg, hulle naam word genoem seuns van die donder. Jy het van Andreas gehad, wat weer 'n liefde vir mense gehad het. Peter is die vinnige ou, ek dink hy was lankal voor die ander gewees, dan kom hulle nog. En so het hulle verskil, maar Jesus het hulle almal by mekaar gesit, en ek dink, dis juist die wonderlike, as 'n mens verskillende vriende kan hê met verskillende agtergronde, en verskillende insigte wat hulle in jou lewe kan gee. Ek hou daarvan, en om aan te las by wat jy nou gesê het, is, dan het Jesus ook uitgegaan tussen die tollenaars en die sondaars. So, en hy het nie toegelaat dat hulle hom beïnvloed nie, maar hy het hulle beïnvloed. So ek dink dis 'n mooi manier om na te kyk. Ja, dit is, jy moet kyk, ek weet my vriendekring was letterlik all shapes and sizes. Ja. Dit was letterlik iets van alles. So nee, dit is, jy leer by verskillende mense, jy leer hoe om verskillende mense te hanteer. So ek voel ook, en soos jy gesê het, jy moet nie net wegkeer van mense af, wat jy nie mee saamstem. En is dit nie ook so, dat maak mense lewe ryker en meer veelkleurig om meer as een tipe verskil te doen. Definitief. Okay. Miskien kan ons afsluit met nog 'n laaste vraag deur ek wil vir julle lees 3 Johannes 15 sê, greater love has no one than this, than to lay down his life for his friends. So daar's nie 'n groter liefde vir jou as om jou lewe neer te lê vir jou vriende nie. So my vraag is jy bereid om te sterf vir jou vriende? Dit is nogal 'n moeilike vraag om te beantwoord. Maar ek glo ek sal vir my vriende sterf as die oomblik kom, maar ek dink nie net dit moet apply na net jou vriende nie, selfs mense op strate of mense wat jy van geen kant af ken nie, dat jy nog steeds sal inspring as jy die geleentheid gegee word as die Here op jou hart druk om jouself vir iemand of iemand anders te gee. Ja, ek hou daarvan. Carla? As jy ook die regte vriend het en hulle sal dit vir jou ook doen. Ja, dis 'n mooi manier om daarna te kyk. Ja, presies soos Carla gesê het, ek het 'n paar pelle, ek weet, ons sal vir mekaar ons lewens af lê. Gewillig want ons jaag soveel aan, ons het al amper partykeer ons lewens verloor saam. So ons weet, ons sal dit vir mekaar doen. Maar dit is belangrik soos ek sê, jy moet jou naaste vriende, die Here wil jy moet vir almal so lief wees dat jy eintlik jou lewe vir hulle sal gee. Dit is maar vir as mens is dit maar moeilik. Mense het nie daai krag, daai liefde vir almal op nie. Mense word kwaad, mense hou nie van ander mense. So dit is definitief 'n moeilike saak, maar ja, ek weet ek het 'n paar pelle wat vir my sê doen en ek sal dit vir hulle doen. Ja, ek onthou jare gelede in 'n ander gemeente, ek gaan nou nie naam noem nie, maar ek gaan my probeer uitkyk. Maar dit maak nie saak nie. Bel hulle my een middag en hulle sê moet dringend hospitaal toe kom want een van die kinders moet geopereer word. Dis toe 3 seuns wat 'n huis moes oppas. 3 van my katkesante en die een moet kwaai operasie ontvang op sy gesig. Toe hulle vir die seuns vra wat het gebeur, toe sê hulle nee, hulle het vir hom hond weggehardloop. Toe val hy op die teer. Nou hulle wou toe nou nie die waarheid vertel nie, want ek het gedink hy het met 'n motorfiets geval toe ek hom sien. Maar hy wil ook toe nou nie sê nie, maar toe sê die dokter, jy moenie bekommerd wees nie. Ons gaan hoor onder narkose wat het gebeur. Nou toe hy wakker word na daai operasie, toe hy soos 'n besetene
want hy is seker bang hulle gaan nou uitvind wat is aan die gang. Maar intussen tyd het hierdie 3 ouer pare gestaan en hulle is ook maar baie bekommerd en wat het nou gebeur en die ander 2 wil ook nie sê nie. En toe hulle nou uiteindelik rustig is, sê ek vir hulle ouens, ons kan nie so, dit gaan julle vriendskap breek. Julle sal moet uitkom met die waarheid. Die waarheid is toe, hulle het 'n huis opgepas en hulle het sommer in die huis gebly ook, dit was natuurlik baie lekker. Maar die eienaar het gesê hulle moet, daar was 'n beachbuggy in die garage en hulle moet hom 1 keer 'n dag net staan. Nou ek bedoel, hy was ook eintlik dom, hy moes maar die sleutels gehou het, want toe besluit hulle gaan hom maar net om die blok vat, dis in elk geval beter as om hom net te staan. 2 het voorgesit en die agterste een het agter op die engine gesit. En natuurlik kon hulle nog nie goed ry nie, en toe hy wegtrek, toe haak sy voet vas en hy word so 'n bietjie gesleep op die teen. En dis waar dit toe nou vandaan kom, maar hulle kan nie vir mekaar, of hulle kan nie sê wat het gebeur nie, hulle cover mekaar. En toe ek nou daar loop, hulle moes toe nou maar vir hulle ouers sê wat het gebeur uiteindelik, en hulle het. Maar toe ek loop, toe sê ek, dis wat ek ook sal wil hê. Ek noem hulle narkose vriende, wat selfs onder narkose nie bereid is om jou met die vriend te split nie. Ek sê nie, dit was reg wat gebeur het, maar ek dink dit vat vriendskap saam. David en Jonathan het so vriendskap gehad. En ek dink die wonderlikste ultimate vriend is die Here Jesus. En hy is nog beter as 'n narkose vriend. As iets gebeur het en jy het vir hom vertel, dan sê hy vir jou. Ek stem saam. Nou, ek wil miskien afsluit met die gedagte by julle te laat los, dat julle is bevoorreg genoeg om te kan kies. Jy kan kies wie jy in jou binnekring inlaat en wie jy nie in jou binnekring inlaat. So jy het die voorreg om te kan kies, so kies met wysheid. En ek sluit af met Spreuke 13 vers 20, ek gaan nou weer eens die Engels lees, hy sê, "He who walks with the wise grows wise, but a companion of fools suffers damage." So, jy kan kies, gaan jy wyse vriende kies wat jou gaan optrek, of gaan jy jou met fools surround, want jy gaan die damage suffer, wat jy daarmee sal kry. So, sterkte met julle vriende en vriendskappe en vriendekringe. Dankie vir julle insigte. Wil iemand dalk nog 'n laaste gedagte deel of sê? Ek wil net deel met daai laaste boodskap, daai laaste idee van die regte mense kies om jou regte Craig Rochelle het die beste gesê, it's impossible to live the right life while surrounded with the wrong people. So dis jou vriende wie jy kies, die vriende wat jy kies, jy wil soos hulle wees, want op die einde van die dag gaan jy soos hulle wees. Dis hoe ons saam met julle sit. Baie dankie almal, ons sien julle volgende week weer.